Verlies. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Goeiedag julle pragtige mense, baie welkom by Klets met Corneille. Ek is Corneille en ons gaan saam kyk na kragtige alternatiewe in regering, ekonomie, opleiding en gesondheid. Kragdag 2026 se dag 2 is waar ons nou is en ek het hier by my iemand uit die wêreld van opleiding of opvoeding of onderwys, klop verskillende dinge, Annemarie de Beer van Experiland. Annemarie, baie welkom. Hallo, Corneille. Hoe gaan jou dag sover? My dag gaan altyd lekker hier by Kragdag, so my dag verloop goed. Hierdie is 'n half bietjie soos 'n kamp of 'n partytjie op groot skaal of iets altyd. Ja, dis is 'n lekker skou. Ja. Ek moet sê, en dis soos familie. Ja, Dis maar eintlik wat dit is. So hoe lank is julle nou al hierso? op Kragdag Ja. omtrent van die begin af. So ek het ja. opgehou tel hoeveel jare, ek weet nie Nee, is hoe. 14, 15 dink ek omtrent daar. Ja, so ons is definitief 12, maar dit kan ook 14. Ja. Ek sal baie lank op Kragdag. So dis 'n lang stukkie geskiedenis en die mense wat jy so gereelderig sien. Ek sê vandag vir iemand wat my interessant is vir in hierdie jaar is ek dink jy's die eerste persoon wat ek al voorheen gesien het. Dis als nuwe mense wat ek mee gepraat het. O ja, Nyasa ook. Maar dis is vir my 'n goeie ding dat daar soveel nuwe goede is. Maar terug na jou storie toe vir die dag. Jy's Experiland. Vertel vir die mense, wat doen jy? Ek is 'n wetenskaponderwyser, dis maar eintlik wat ek is, of ek's eintlik net 'n onderwyseres. En ek het 'n vreeslike passie vir wetenskap, wiskunde en biologie, so al drie daai vakke. En ek dink lank terug in die onderwys het ek besluit ek wil graag kinders meer praktiese ondervinding gee in wat ons doen. Want dit is baie lekker om te lees van 'n eksperiment, maar is baie lekkerder om die eksperiment te doen. So my passie is dat ons in Engels is dit hands-on, dat ons iets het konkreet wat die kind kan mee werk en daai passie kan bou. Ek sê altyd vir die kinders, julle hoef niks te onthou wat ek nou vandag vir julle geleer het nie. Maar ek weet hulle gaan dit onthou, want daar's passie by betrokke en daar's goedjies wat ons gemaak het en so dit is my groot ding is, ons het wel 'n wetenskapkurrikulum, 'n online kurrikulum, maar in daai lesse leer ons die kinders om praktiese wetenskap te doen. Waar is die wetenskap om ons? Ons het nou wiskunde ook. Waar is die wiskunde om ons? Waar is die biologie om ons? Hoe is dit? En sien dit raak en begin kyk en ons leer van al die geskiedenis van die wetenskap. Waar was daar foute? Hoekom is daar foute? In ons opinie, hoekom kan iemand maklik 'n fout maak? Jy weet al daai goeters wat ek voel 'n bietjie verlore raak in 'n gewone skool waar ons fokus om sekere inligting in die kind se kop te kry, sê net maar met wiskundige bewerkings en alles, dat mense amptelik al daai passie vir hierdie fantastiese vak verloor. Ek weet nie of skole al baie verander het nie, maar ek onthou toe ek al op skool was 'n miljoen jaar terug, was die praktiese gedeeltes het gegaan. Ons het die wetenskapklas het almal labs gehad en gaskaste en terrariums en ander goede en daar het niks gebeur ooit daar nie. Ja, weet jy wat, dit het definitief verander en ek gaan nou vir jou sê wat gebeur het, so ek weet nie noodwendig wat die fout, wel ek weet wat die fout is, maar die probleem is, in my tyd, ek daarom so 'n jaar of 2 voor jou op skool gewees. So in my tyd nog, het ons 'n laboratoriumassistent gehad en daai laboratoriumassistent het praktiese voorberei. So in ons wetenskaplaboratoriums het ons al daai toerusting gehad, maar daar was 'n assistent wat die praktiese voorberei het en as die periode om is in die klas moet gaan, het daai assistent waar ons nie kon opruim nie opgeruim. En daai het gegaan. Skole het nie meer wetenskapassistente nie. Die onderwysers het meer afperiodes gehad, so hulle het 'n bietjie meer tyd gehad om dalk voor te berei. Daai 'n wiskunde, wetenskap, biologie onderwyser is chock-en-blok vol. Jy het nêrens 'n afperiode nie. Jy het net nie 'n periode. So waar moet jy hier goed voorberei? So met die gevolg, waar gaan ons? Ons gaan terug nou na net die boek
vandag na die tegnologie. So ons gaan dit nou vir julle wys. Ons gaan nou vir julle hier 'n videoetjie wys as ons die tyd het. As jy in matriek is, het jy nie eens tyd vir dit nie. Ons moet net hier deurkom want ons moet deur hierdie eksamen kom. Ja. So ek dink dit het te vol geraak. Die onderwysdepartement het gesny, neem ek aan, het hulle daai laboratoriumassistente betaal, maar toe daai laboratoriumassistente gaan, Toe gaan die toe stelsel. gaan die stelsel. Jammer ding. So in praktyk, as jy nou is jou kliënte die instansies soos die skole of is jou instansies privaat mense of jou kliënte privaat mense? My kliënte tans, my groot basis is tuiskool, privaat mense, privaat kliënte, Okay. privaat kinders, dis mense wat graag daar hulle kinders aan die wetenskap wil blootstel en dit ook meer prakties, Ja. akademies Ja, en prakties. En prakties. Ja. En hoe prakties, hoe doen jy dit met hulle? Gaan jy na hulle toe? Ontmoet julle by 'n sentrum? Hoe doen julle dit? Ons het paar kontakklasse nog, waar ek wel eintlik nog by skole klas gee, want Ja. eintlik het Experiland ontstaan as 'n buitemuurse aktiwiteit. Ek het na skole toe gegaan en kinders het kom wetenskap na skool, doen. soos 'n wetenskapklub tipe ding. Ja. En toe het COVID gekom en toe het ons begin om van hierdie fantastiese Amerikaanse kurrikulums wat ons kry, oor te skryf in 'n Suid-Afrikaanse konteks Ja. en die eksperimente by te doen. So Ja. nou is ons klasse hoofsaaklik, ek het wel nog kontaksessies, Ja. maar dis minder. Meerendeels internet, Zoom Ja. klasse en dan het hulle die lesmateriaal en ons verduidelik hulle op die klas, hoe kan jy die eksperiment doen en dan kan Ja. hulle dit nou weer deel. Ja. Want ons groot ding is, hulle weet, die ander deel, behalwe laboratoriumassistente, het koshuise gegaan. En ons groot probleem in Suid-Afrika vandag is dat 'n persoon wat 'n kind het op skool, maar op 'n ver plaas bly, Ja. doodgewoon nie daai kind kan koshuis toe stuur nie. Ja. So eintlik het jy nie 'n keuse as om die kind by jou te hou, totdat die kind so is dat hy in 'n stelsel kan opgeneem word, dalk in graad 8 of so. Ja. So in daai laerskoolfase is waar daai kinders so Ja. ongelooflik opgewonde is. Ja. Ek sit en dink, ek kyk nou na hier waar ons is. Ek het hier baie klas aangebied. Hierso net hier by. Ek neem aan, Annemarie, dat die klomp mense wat jy voor klas gegee het, hierso is die ongeveer 5 gesinne wat hier bly met omtrent 30 kinders en ek weet hulle almal doen tuiskool. Ja. Fantasties. Hoor jy nou so waar help jy die meeste mense aanlyn dan? Ja. Meeste Okay. mense nou aanlyn en reg oor Suid-Afrika. My verste kliënt is Armenië. En want dit is die ander ding is dit is 'n diens wat ons doen in Afrikaans. Kyk, ons klasse is in Afrikaans. Ja. Ons het besluit om daai nismark. Ek het een Engelse klas, Ja. maar die res is Afrikaans en daai mense ag dit tog belangrik om hulle kinders in Afrikaans skool Ja, te ja. kan gee. So hier is ons nou. Nou maar fantasties. Sê vir die mense waar kan hulle van jou uitvind of jou in die hande kry? Hulle kan my altyd kontak by op www.experiland.co.za. Dis ons webwerf, daar's die van die kursusse en anders kan ek maar my Ja, telefoonnommer gee. asseblief. 082-921-9004 en dit is 'n WhatsApp ver. So dit is min of meer waar jy my kan kry en ek's Annemarie. Ja, Jou vriende, daarso het jy die ding as jy ek weet 'n paar mense in die land het hierdie ding van deel van die regruk van ons land onder andere lê in behoorlike onderwys in spesifiek die wetenskapsrigtings, wiskunde wetenskap, daai rigtings is deel van die omkeer van hierdie land se ekonomiese probleme. So 'n baie belangrike ding en ek dink om dit behoorlik te doen wat definitief die prakties insluit is goud werd. So as jy sit met kroos wat jy ietsie voor wil doen, meer as net gaan skool toe en hoop als draai okay uit. Hierso is 'n baie belangrike veld waar jy kan hulp inkry om die goede nie net interessant te maak nie, dit help met die leer as die goed interessant is, as jy al vergeet het hoe dit werk. Annemarie, baie dankie. Ek hoop jy het 'n heerlike tyd by Kragdag en baie navrae en baie sterkte en sukses met julle pad vorentoe. Dankie. Dankie vir die geleentheid. Waardeer dit uit my hart. Luister nou na Radio Nuwelie. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.